Dis dan weer eens ook vir my 'n wonderlike voorreg om elkeen te verwelkom wat inskakel by vandag se opname. Dis my gebed dat vandag se geleentheid dan ook nie net vir julle insiggewend sal wees nie, maar dit ook geseën sal wees, soos ek glo dit vir elkeen van ons hier in die banke sal wees. Kom ons sit net so en raak ons stil in die Here se teenwoordigheid. Vader, Seun, Heilige Gees. Ons bring vandag aan U die eer. Ons wil vanuit ons diepste wese U verheerlik. Want ons weet dit, ons bely dit, ons probeer dit daagliks uitleef, dat U die enigste ware God is. Nie net die skepper en die onderhouer van die wêreld daar buite nie, maar ook die skepper en die onderhouer en die verlosser van my as individu. Ons is dankbaar vir die voorreg wat ons het om saam as U kinders hier U naam te kan kom loof en prys, om saam na U stem te kan kom luister en geleer te word dit wat U van ons vra. Ons bid, Here, maak ons ontvanklik vir die Gees, maak ons ontvanklik vir die stem, vir die boodskap, en seën asseblief ons by mekaar wees. Ons bid dit alles in U groot naam alleen. Amen. Ek was so net 16, 17 jaar oud gewees, en omdat ons langs 'n rivier woon, en bote het ek toe nou die verantwoordelikheid gehad, of die plig gehad, om te gaan vir my skipperslisensie, sodat ek wettiglik 'n boot op die water mag bestuur. En dis natuurlik nou maar 'n eksamen waar daar nou baie teorie vir jou geleer word, en jy het 'n persoon voor wat nou baie praat, en 'n les aanbied, en op die ou ene is daar 'n geskrewe eksamen, maar iets wat ek altyd sal onthou van hierdie kursus was die feit dat die instrukteur ontsettend baie tyd afgestaan het om met ons te praat oor die noodsaaklikheid van werkende ligte op jou boot. Hy het gesê dat as jou ligte nie werk nie, kan dit nie net jou eie lewe kos nie, maar stel jy ook ander mense se lewens in gevaar as jy in die nag op die waters gaan. Ek het 'n vriend wat saam met my al die jare op skool was, wat nou 'n skipper is op 'n privaat jag, en hy het nou net so 'n paar maande gelede het hulle 'n groot insident gehad waar hy in 'n skip ingevaar het in die nag wat glad nie ligte gehad het nie. En dank die Vader wonder bo wonder, nie een van die twee bote het gesink nie, maar dit kon so tragies eintlik geëindig het, omdat hierdie een boot nie een werkende lig aan boord gehad het nie. Die reël is duidelik. As jy uitgaan op die waters, moet jy seker maak dat jou ligte ordentlik werk. Nou as 'n mens na die skrif toe gaan, vriende, weet jy net so goed soos ek, dat die beeld van lig seker een van die mees bekendste, maar ook belangrikste beelde vorm, waarmee nie net God aan ons uitgebeeld word nie, maar waarmee ook die opdrag geskep word, dat hoe ons moet optree. Ek dink byvoorbeeld aan die woorde wat ons net nou gelees het, tydens die fotum, waar Johannes vir ons die beeld skets, hoe die Here Jesus Christus hom openbaar het, en die beeld wat hy gesien het, hierdie openbaring wat hy ervaar het, dat dit 'n lig was wat helderder geskyn het as die son. Ek dink daaraan as 'n mens teruggaan na die begin van die Bybel in Genesis 1 vers 3, tydens die skepingsverhaal, waar ons lees, toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Voor hierdie woorde, voor hierdie opdrag, lees ons, was daar net duisternis. Die Bybel sê vir ons, daar was chaos gewees.
Maar toe kom daar verandering. Want toe gee die Here die opdrag, laat daar lig wees. En toe die lig ontstaan het, toe die lig in plek is, met eens was alles helder. Met eens was daar pragt en praal. Met eens van daar af was daar groei, was daar lewe. Maar dit alles het sy begin gekry binne die teenwoordigheid van lig. Die lig van die Here. Sonder lig kan niks bestaan nie. Sonder lig kan niks gebeur nie. Alles en almal is afhanklik van die lig van die Here. Daarom word daar dwarsteer in die Bybel na die Here verwys as die God van lig. Nou as ons so deur die skepingsverhaal lees ons aan die einde dat die Here die mens geskep het as sy ambassadeur, as sy verteenwoordiger, dat daar aan hom die opdrag gegee word dat hy leiding moet neem, beheer moet neem, in diens van die Here moet staan hier in die skepping. Met ander woorde, as ons sê ons is ambassadeurs van die Here, dan beteken dit dat ons die karaktereienskappe van die Here moet toon in hierdie wêreld. En as ons bely dat die Here die lig in en van hierdie wêreld is, dan moet ons ook daardie lig in hierdie wêreld wees. Nou iemand sal baie keer sê, jy moet die lig van die Here weerkaats. Maar 'n weerkaatser, die lig bons nie teen die oppervlak weg en skyn weer in 'n ander rigting. Jy self moet 'n ligbron wees. Die lig van die Here moet jou penetreer. Dit moet tot in jou diepste wese indring en van daar af moet jy dit deur jou doen en late en jou woorde moet jy dit weer uitstraal. Dit is wat dit beteken om 'n verteenwoordiger, om 'n ambassadeur van die Here te wees. Nou as 'n mens lees in Levitikus 19 verse 1 en 2 lees ons dat, soos gesê, ons is geskep as ambassadeurs, as verteenwoordigers van die Here, maar dan word die volgende opdrag aan die volk gegee. Daar word vir hulle gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. Nou ons weet dat die Here het die volk Israel uitverkies vir 'n baie spesifieke taak. En wanneer hy vir hulle al hierdie reëls en regulasies gee in die boek Levitikus, was dit nie gewees om die volk te bemoei nie. Dit was nie gewees om hulle lewens in te perk nie. Dit was nie om hulle lewensomstandighede vir hulle moeilik te maak nie. God wou hê dat sy volk moes deur die reëls en regulasies en navolging, wou hê hulle moes anders wees. Want onthou, hulle sou die beloofde land intrek tussen 'n klomp ongelowiges. En hy wou hê dat hierdie ongelowiges, wanneer hulle na die volk van die Here kyk, moes hulle kon sien op 'n afstand. Hierdie mense is anders. Hierdie mense tree anderste op. En in hulle optrede en hulle voorkoms moes hulle toon dat hulle ligdraers is van die ware ek is. Die God wat die skepingsproses begin het met die woorde, laat daar lig wees. Hy wou hê dat die volk Israel moes hierdie lig uitstraal teenoor die heidene nasies. Nou, u kan dalk vir my nou sê, Erich, dis waar, maar in die teksgedeelte van Levitikus lees ek nog niks spesifiek, letterlik, dat ek 'n ligdraer vir die Here moet wees. Kan so wees. Maar kom ons spring vervolgens na die Nuwe Testament toe, dan lees ons Filippense 2 vanaf vers 12 saam, waar daar staan, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberisplike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Hier kom dit nou. Tree onder hulle op
as ligdraers in die wêreld. Vele jare later, as die Ou Testament, kom Paulus en hy gee hierdie opdrag aan die kerk. Tree op as ligdraers in die wêreld. Paulus weet dat die wêreld op daardie stadium beheer word deur ongehoorsaamheid en vasgevang is in duisternis. En dan kom pleit hy juis vir die kerk. Moenie deel wees daarvan nie. Moenie deel wees van hierdie ongehoorsaamheid nie. Moenie vasgevang word in hierdie duisternis nie. Wees anders. Wees uniek. Tree op as my verteenwoordigers. Laat julle self met die Heilige Gees vervul word, sodat julle die lig kan wees. Maar dan is dit ook baie belangrik wat hy sê, daardie lig moet nie net vir jouself gehou word nie. Daardie lig moet jy uitstraal. Daardie lig moet ook deur jou medemens raak gesien word. Dit moet vir hulle aanloklik wees, sodat hulle op die ouene na hierdie lig toe aangetrek word en hulle lewens deur die lig laat verander. Daarom is dit belangrik dat ons vanoggend vir onsself moet afvra, hoe skyn my lig? Skyn my lig waarlik vir die Here? Die meeste van wat hier sit, het belydenis van geloof afgelê. En daardie dag het u beloof, dat u ook u lig, dag en nag vir die Here sal laat skyn. Maar, die vraag is, skyn daai lig vandag nie? As mense na jou kyk, as mense na jou luister, as hulle jou doen en late volg, die dinge wat jy sê, die dinge wat jy doen, byvoorbeeld op sosiale media, kan mense sien dat jy 'n ligdraer van die Here is. Ons lees in Efesiërs 5 vers 1, omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Dit is presies dieselfde as wat ons lees in Levitikus 19. Dis net jare later geskryf, maar die bedoeling is dieselfde. Waar dit aanvanklik vir die volk Israel bedoel was, is daai einste boodskap, daai einste opdrag nog net so van kardinale belang vir die kerk, selfs tot in die jaar 2025 en daarna. Efesiërs 5 vanaf vers 8 meld, vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Laas naweek toe ek hier op pad is, Bloemfontein toe, vir die Kaapstad Marathon, ry ek op die N1, en ek sien in die verte iets wat flikker. En soos wat ek nader kom ek toe agter, dit is 'n groot vragmotor wat ook op pad is, Bloemfontein toe, maar die ligte agter werk nie meer behoorlik nie. Hulle begin flikker. Daar's groot tye wat hulle nie brand nie. En wat dit eintlik vir hierdie vragmotor gevaarlik maak, en vir my as motoris gevaarlik maak, dat ek agter hom kan inry, sonder dat ek dit selfs gaan weet dat hy daar is. Almal van ons ken ligte, almal van ons werk met ligte. Ligte brand nie permanent nie, ligte breek. Ligte moet in stand gehou word, gloeilampe moet vervang word. Ons kan nie 'n gloeilamp maar net indraai en dink hy sal tot in alle ewigheid brand nie. Ons moet herhaaldelik gaan kyk, werk die lig nog? En as ons sien maar hy begin flikker, dan moet ons oog daarop hou, want dit beteken sy einde is naby. Of as die lig nie met eens nie meer werk nie, beteken dit ons moet 'n ander gloeilamp gaan haal, ons moet die leer gaan haal en ons moet die gebreekte een uithaal en ons moet die nuwe een insit. Vriende, dit is presies dieselfde as dit kom by ons geloofslewe. As ons sê ons is ligdraers van die Here.
Ons kan nie maar net die dag met ons belydenis aflegging hier voorkom en sê, ons is ligdraers van die Here, en dis die enigste dag wat ons op daardie gloeilampie gaan fokus nie. Ergens in ons lewe later aan, gebeur dit, weens die uitdagings wat oor ons pad kom, en die sondige natuur, dat daardie liggie of begin flikker of selfs doodgaan. In ons geestelike omstandighede is dit van kardinale belang dat ons gedurig, daagliks moet kyk, brand my liggie nog? Brand hy en skyn hy nog helder soos dat hy moet wees, of het hy dalk begin flikker? Wanneer Paulus vir ons hierdie gedeelte skryf, wat ons daarom gelees het, weet hy, dat ons as mensdom is baie keer geneig om ons liggie as prins af te sit, of soms, sonder dat ons dit weet, gaan ons liggie, word hy donker. Ons het al baie keer die beeld gehoor, waar ons sê dat Christene is selektiewe Christene deur die verloop van die week. Daar is sekere tye in die week wat ons liggie uitstraal vir die Here, maar daar is sekere tye wat ons liggie opsetlik afsit, want ons is bang, wat gaan mense van ons dink? Hoe gaan dit ons sosiale status beïnvloed? Daar is ander kere wat ons, soos wat Paulus sê in Romeine 7, eers na die tyd besef, o aarde, ek het nou 'n verkeerde ding gedoen, ek het nou sonde gedoen, sonder dat ek het besef, in die oomblik het ek eintlik my liggie laat doodgaan, my liggie het skade gekry. Laas jaar Desember is ek in die familie op pad af na my maale toe, en net voor Bloemfontein, een oomblik is dit nog donker om my, en die volgende oomblik is dit net blou, en 'n sirenes wat afgaan. Toe is dit die verkeerskonstabel wat my aftrek, en vir my sê, meneer, jou ligte agter op jou bakkie werk nie. Dis pik donker van agter af. Ek sê toe vir hom, meneer, ek is ontsettend dankbaar dat jy vir my dit sê. Dit moes nou ergens tussen Winburg en hier gebeur het, want by Winburg het dit nog gewerk. Maar ons liggies gaan baie keer sonder dat ons dit weet, gaan dit af. En daarom is dit so belangrik dat ons gereeld moet seker maak, ons lig vir die Here brand nog, dat hy nog helder skyn. Ons leef in 'n wêreld waar dit baie keer uitdagend is. Wie van julle het al in die donker probeer loop en jou toon gestamp? Die seerste wat ek al gekry het van iets wat ek in die donker probeer doen het, was toe ek op 'n Lego stuk van Lianay getrap het. Dink ons min goed wat so seer is in die donker, soos om kaalvoet op 'n stuk Lego te trap. Maar dit is hoe dit vir mense voel, wat in die duisternis probeer leef, wat sonder 'n lig deur hulle daaglikse lewe wil probeer gaan. En die Here het besef dat ons sukkel in die duister, en dis waarom die Here juis sy seun gestuur het, en waarom die Here Jesus Christus die uitspraak maak in Johannes 8 vers 12, en sê, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. En die wonderlike troos hierin is, ek en u hoef nooit te voel dat ons leef in die duister nie, want die Here is ons lig. En al het hy opgevaar na die hemel, lees ons in Johannes 14 en in Handelinge 2, dat hy die Heilige Gees gestuur het in sy plek, om steeds die lig in ons lewens te wees. Met ander woorde, ons kan so mooi aansluit by die psalmdigter in Psalm 119, waar hy bely, Here, u is my lig, u is die lamp wat vir my die pad wys. Ons het 'n ligbron, ons kan die pad sien. Ons hoef nie bang te wees vir die duister en die gevare wat daarmee gepaard gaan nie. Maar, onthou, daardie liggie is nie net vir my en vir u alleenlik bedoel nie. Ons moet dit deel. Het gebeur baie maal dat ons vroeg in die oggend gaan draf, en almal wat saamkom hardloop het nie altyd 'n liggie wat die pad aanwys nie. Dis nou voordat hulle môrelig se straatligte so mooi reggemaak het. So wat gebeur is, een persoon hardloop in die middel met die liggie, maar al die ander kom hardloop saam met hom, en maak van hierdie een persoon se liggie gebruik, om ook te kan sien, waar is die potholes, en waar hulle moet trap, en waar nie. Ons liggie moet ons so laat skyn, dat ander ook daaruit kan baat, sodat ander ook die voordeel daaruit kan kry, sodat hulle ook nie skeef sal trap en sal seer kry in die donker nie. En dit moet hulle so motiveer, dat op die ou net ook hulle eie liggie vir die Here wil laat skyn. Ek sluit af.
Matteus 5 vers 14 tot 16 meld. Julle is die lig vir die wêreld. Dis nie 'n keuse nie. Dis nie opsioneel nie. Ons kan nie kies of ons liggies wil laat skyn vir die Here of nie. Ons moet. Dis ons taak, dis ons opdrag, dis waarvoor ons geskep is. Dis ons doel hier op aarde, om ambassadeurs te wees van die Here. Maak nie saak hoe oud ons is nie, maak nie saak hoe jonk ons is nie. Ons is ligdraers van die Here. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. En nou kyk ek spesifiek vir julle vier wat hier bo sit. Julle gaan baie sosiale druk kry in die lewe. En mense gaan baie keer julle laat voel om 'n Christen te wees, maak dat jy nie inpas in die samelewing. En jy gaan baie keer dalk voel ek is nie goed genoeg, of die mense laat my voel ek is nie goed genoeg omdat ek sê ek is 'n kind van die Here nie. Maar my gebed en my versoek vir julle vandag is die volgende: moet nooit jou liggie onder 'n emmer sit. Jou liggie moet op 'n lampstander staan, sodat die hele wêreld dit kan sien. In alles wat jy doen, in oral waar jy gaan, wys vir die wêreld, jy skyn God se lig. Gister by die Potch Marathon is daar 'n deel waar ons by 'n natuurreservaat ingaan teen 'n dam af. En op 'n draaipunt, waterpunt, staan daar 'n student, 'n jong student met 'n mikrofoon. En soos ek aangehardloop kom, hoor ek hy praat en begin hoor jy net en soos ek nader kom, begin die woorde wat hy sê al hoe meer duidelik raak. En toe ek kan begin hoor wat hy sê, toe lei dit iets in die lyn soos volg, wat hy sê: hier langs my lê 'n groot watermassa. En as ek hierdie dam water langs my sien, laat dit my dadelik dink aan die lewende water waarvan ons lees in die Bybel. Die lewende water wat ons alleenlik by die Here Jesus Christus kan vind. En ek was skoon verstom om in daai oomblik, terwyl 'n marathon besig is om plaas te vind, 'n jong student te hoor evangeliseer. Dit maak nie saak wat die ander toeskouers wat daar staan van hom dink nie. Dit maak nie vir hom saak wat die atlete wat daar verbykom van hom dink nie. Hy het in daai oomblik van die geleentheid gebruik gemaak om as lig vir die Here op te tree, om sy lig uit te straal en vir elke persoon wat daar verbykom van die Here te vertel en die uitnodiging daar te stel dat jy kan die lewende water by die Here kry. Daar's geen plek in hierdie wêreld waar die lig van die Here nie welkom is nie. Daar's geen plek in hierdie skepping waar jy ooit hoef te voel, maar hier kan ek nie as ligdraer van die Here optree nie. Oral en in alles wat ons doen, is die woord van die Here welkom. En is jou plig as ligdraer van die Here noodsaaklik. Amen. Ons lê die woord. Here, vandag kom vra ons dat U ons sal help, dat ons introspeksie sal doen rondom die liggie binne in ons. Waar ons moet gaan kyk, Here, of hierdie liggie nog so helder brand soos dit veronderstel is om te moet wees. Here, sommige van ons het dalk baie jare gelede belydenis van geloof afgelê en gesê ons sal ons liggie getrou helder laat skyn, maar ons het nog nooit weer teruggegaan en daardie liggie gediens nie. En gaan kyk of hy nog brand nie. Ons het so besig geraak in die lewe se dinge dat ons vergeet het as dit kom by die instandhouding van die werking van hierdie liggie. Vanoggend vra ons, Here, as ons liggie nie meer brand, of as hy dalk miskien begin flikker, of dat hy dalk miskien flou begin brand het, Here, bid ons dat deur middel van U Heilige Gees ons hierdie liggie weer helder sal laat opvlam en sal laat brand vir U.
sodat dit in die duister wêreld rondom ons duidelik sigbaar sal wees. En dan spesifiek vir hierdie 4 jong mense wat hier voor sit, Here, wat vandag gaan kom bely voor die gemeente dat hulle in 'n persoonlike ontmoeting met U getree het, in 'n verhouding met U staan, en daarmee saam ook gaan beloof dat hulle tot in lengte van dae hulle liggie vir U sal laat skyn. Bid ek, Here, mag hulle nooit terugdeins daarvan. Mag hulle nooit ongemaklik voel om in die openbaar en die publiek te kan sê, maar ek is 'n kind van die ware ek is. Ek is 'n ware kind van die Here. Ek is 'n ligdraer vir Jesus. En mag ons by hulle aansluit. En met daardie selfde ingesteldheid elke dag begin en elke dag afsluit. En na die beste van ons vermoë, ons disippelskap, om ons ambassadeurskap uitleef. Seën asseblief die nuwe week wat voorlê. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.